Goeiedag en welkom by AfriForum maak so. Dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. In hierdie episode vind ons meer uit oor die impak wat die droogte in die Noord-Kaap op boere en hul gesinne het. Die Bela-wet het vir groot omstredenheid gesorg. Ons vind meer uit oor hierdie wet en hoe dit skole raak. Ons klop ook by Pieter en Willie Estreisen aan om meer oor die twee broers se TV-loopbane uit te vind. Maar eers, grondgrype vind plaas wanneer 'n persoon of 'n groep mense 'n stuk grond onwettig betree en hulself daarop tuis maak. Dis nie 'n nuwe verskynsel in Suid-Afrika nie, maar daar was wel nuwe gevalle wat plaasgevind het kort na die omstrede onteieningswet onderteken is. Ek's Annelie Wenzel, ek woon in Wingate Park. Ons is so 530 meter soos die kraai vlieg van Wolwespruit af. Wolwespruit het klein begin, daar was aanvanklik net 'n paar mense en dit was moeilik om op te merk omdat die area bebos is. Die later jare het dit ewe skielik ontpop en het 'n hele woonbuurt geword. Wat die waarde van ons eiendom aanbetref, ek dink dis iets waaroor almal wat in ons area bly bekommerd is, maar op die langtermyn gaan dit verseker 'n invloed op ons huispryse hê. Van die probleme wat ons ervaar het as 'n gemeenskap van die mense Wolwespruit beset het, is mense wat op straathoeke bedel, veral in die aand in donker klere wat dit baie gevaarlik maak op straathoeke. Van hulle probeer die verkeer reguleer as die krag uit is. Diefstal van klein goed uit die erf uit soos fietsse en tuintoerusting. Van ons honde was al vergiftig. Ons spesifiek het 2 honde verloor. Ons sukkel verskriklik met geraas en ligbesoedeling. Veral in die winter dan gebruik hulle vure vir kos maak en vir hitte. So dis omtrent ons grootste probleme van dit hulle ingetrek het. 'n Grondgryp is 'n baie unieke tipe misdaad wat ons in Suid-Afrika toenemend sien voorkom het oor die afgelope paar jare. En dit is waar 'n groot groep mense basies 'n oop stuk grond bestorm en binne minute vir hulself sinkhuisies daar oprig en dan beweer dit is hulle grond, dit is hulle huise en hulle bly nou daar binne. Grondgrype vind oor verspreide gebiede plaas, baie keer binne in munisipale distrikte op munisipale grond. Dit is mense wat natuurlik beweer hulle wil bly nader aan plekke waar hulle kan werk kry. En dan vind grondgrype natuurlik ook plaas op privaat grond soos landbougrond, wat net so 'n groot probleem is. Daar is hierdie mite wat geskep is rondom die idee dat die mense wat hierdie grondgrype uitvoer is desperaat vir 'n plek om te bly en dis hoekom hulle dit doen. En dis bog. Dit is goed georkestreerde, polities gemotiveerde aksies wat hier geneem word. Hierdie mense daag vroegoggend op met trokke en trokke en trokke vol sinkplate en boumateriaal. Hulle is vinnig daarin, hulle rig daai huisies op voordat jy ook kan uitvee. En in baie gevalle is daar plaaslike raadslede betrokke wat vir hierdie mense sê, betaal vir my R5,000 en daai stukkie grond is joune. Jy kan vir jouself 'n huisie daar gaan opsit, wat natuurlik absoluut onwettig is. En daar's selfs 'n term daarvoor genaamd shack farming. So maak hierdie ou nou geld uit hierdie desperate mense uit. Maar hierdie desperate mense self is nie van plan om self in daai plekkies te bly nie. Hulle wil daai shacks wat hulle opgerig het, uitverhuur gewoonlik aan buitelanders vir 'n maandelikse inkomstetjie. So dis 'n hele ekonomie wat sirkuleer rondom hierdie onwettige grondgryp wat deur politici aangehits word. Die Suid-Afrikaanse regering skep nou vir dekades lank 'n milieu en 'n omgewing waar grondgrype as aanvaarbaar beskou word deur sekeres. Met beloftes van grond, met herhaaldelike uitsprake van land that has been stolen, en nou met die ondertekening van die onteiening sonder vergoeding wetgewing ook nog, is daar mense wat nou bemagtig voel om grondgrype uit te voer. Hulle dink aan hulle koppe, dink hulle doen dit wettiglik. Ons het 'n paar dae na die ondertekening van hierdie wetgewing gesien dat daar grootskaalse grondgrype in Seshego en Limpopo was, waar daai grondgrypers letterlik vir die media gesê het, is op kamera, ons doen hierdie, want ons mag dit doen, want die onteieningswet is nou onderteken. Dis die beeld wat nou daar buite gesit word. Dit natuurlik pas die regering baie goed, want hulle verdoem dit nie, hulle kom nie uit en sê nee, dit is glad nie die geval nie. Hulle bly eerder stil, want hulle het natuurlik weer oog op die volgende verkiesing. So die grondgrypgids dien as 'n handleiding wat vir grondeienaars verduidelik wat is hulle regte. Ek raai mense graag aan, gaan laai daai grondgrypgids af. So baie mooi uiteengesette handleiding met al die relevante en toepaslike wetgewing
wat vir jou 'n baie goeie idee sal gee van wat van jou verwag word. Boere in dele van die Noord-Kaap gaan vir etlike jare al gebuk onder erge droogte en moes noodgedwonge hul kuddes kleiner maak en in sommige gevalle selfs polisse verkoop sodat hulle voer vir hierdie vee kan koop. Ons het by van die boere in Brandvlei Wolliston gaan kuier om uit te vind hoe die droogte hulle raak. Ja, ons is maar hier in 'n droë wêreld, 'n moeilike wêreld, Oesmeland. Jy nie hier gebore is, jy sal jy ook nie weet en jy kan ook nie oorleef as jy nie hier gebore is. Elke dag dink ons dit gaan reën. So ons het die geloof om te glo dat dit sal reën. Dit is nogal moeilik om aan mekaar daai geloof te behou. Jy moet net onthou, daar 3 goed wat jy kan herstel na 1 jaar se reën. Nie jou weiveld nie, nie jou skaapgetalle nie, en nie jou finansies nie. Dit is onmoontlik. Na soveel droogtejare moet daar 4, 5 eintlik bo-gemiddelde jare weer wees om jou veld te herstel en jou veegetalle weer reg te kry. Die impak op ons as gesin, en ek praat nie net namens my nie, ek praat van die hele gebied, is geweldig. Ek meen, daar is oggende wat ek opstaan, wat ek net sê, ek weet nie waarvoor ek nou uitgaan nie. Jy moet maar vir jouself in 'n posisie probeer kry om positief te wees, maar dit is moeilik. En ek dink wat die meeste in hierdie wêreld verander het, ons ruilvoet het heel verkeerd geraak. Ek meen, weet jy, ek sê nie vleispryse is te goedkoop nie, maar dan is die ander goed soos voer, brandstof, arbeid en daai goed het te van duur geword. En dit is moeiliker want ons netto-wins is baie laag. Dit is. Ek woon 52 jaar in die omgewing. Laaste 10 jaar is die moeilikste 10 jare. Ons is gewoond aan periodieke droogtes, maar die laaste tyd is dit erger. As 'n boer is dit baie erg om te sien jou diere is honger. 5 jaar terug weet ek het sekere boere hulle totaal uit geld uitgevoer. Met die gevolg is die boer sien letterlik maar diere elke dag. Dit is nie meer lekker geweest om selfs veld toe te ry nie. Die diere bler as hulle die voertuig sien. Dit het maar 'n psigologiese effek op boere ook baie ernstig gehad. Ons voorsien die kos van hierdie land en ons wil dit doen. Dis wat ons wou gedoen het. Ek meen, ek wou van so kleins af al boer en ek was nog nie eens behoorlik, kon nog nie eens behoorlik my skoene vasmaak nie, toe ry ek al trekker. So dis wat ek wou doen. Dis my liefde en dis wat ek goed kan doen. Jy weet jy moet opstaan, jy weet jy moet geld uitgee om jou diere kos te gee. Party daar ry ek by die skaap aan nie, want dan jaag hulle my vir kos. Hulle storm op jou af, hulle wil kos hê. Maar wat kan jy doen? Jy moet voer gee. Maar ek het nou op baie stadium gekom dat ek nie meer kan voer gee. Ek kan nie, daar is nie manier nie. Jy kan jou wys daar, plekke waar die goed ingegooi is, waar ek aan die bene is wat ingooi. Maar dit is hartverskeurend om dit te sien. Kyk, daar is verskillende parameters hoe jy droogte kan meet. Eerstens raak jou veld minder, daar raak dit op. Wanneer boorgate begin ingee, dan raak dit al erger. Sonder byvoeding gaan diere begin doodgaan. En dan op die einde is dit 'n ramptoestand as daar geen voer meer is nie. Daarom waardeer ons die hulp wat ons kry geweldig baie. Die reën het minder geword en miskien die reënval kom anders voor. Baie reënbeslag en 'n lang tyd en niks. Ek dink dis een van die groter probleme in ons omgewing. Ons het nie 'n landbouveranderlike regering op hierdie stadium nie. Dit klink negatief, maar dit is dinge wat so bietjie buite ons beheer is. 'n Bietjie subsidies sal goed wees. Dit maak dat daar meer geld in die platteland agterbly. Ons boere kan nie daai subsidiegeld van ons vat nie. Ons steek dit in voer in en dit gaan via die dier. Ons gee vir mense werk en daai geld gaan net so terug in die gemeenskap in. So voel vir my, dis 'n ander manier van kyk hoe om 'n area in die gang te hou en 'n verstedeling 'n bietjie te stop. Die impak is geweldig. Ek wat nou self ook persoonlik met mense gepraat het, daar's boere veral in die Noord-Kaap wat ver uit mekaar geleë is, wat se kinders in koshuise is, dat hulle fisies nie meer die geld het om hulle kinders na skool toe te stuur. So die kinders sit by die huis. Pa en ma probeer maar homeschooling doen en so aan.
haal hulle die koshuise uit. En wat gebeur van die plaaslike dorpie, die plaaslike gemeenskap? Die oomblik wat daai gebeur, val die gemeenskap plat, want die mense kom nie meer in dorp toe nie, daar's nie besigheid. Dis 'n krisis. Ek is eerlik as ek vir julle sê, die skip brand. Kom ons sê dit so, die skip brand. Voedselsekerheid is verseker en gedrang. Daar's ouens wat kuddes gehad het van 4000 plus aan teelooie. Hulle 300 oor. Ons vra, Suid-Afrika, help ons boere. Ons wil vir julle kos gee, ons wil voortgaan om te boer, dis in ons hart. En ons wil graag voorsien. Die meeste van ons boere, ek wil nie namens ander boere praat nie, maar ons het ons polisse verkoop vir oorlewing terwille vir ons diere. Maar die diere kan nie vir kos vra nie. Jy moet sorg vir hom. Dis baie skaap wat ek by my aan die huise aanhou om hulle te voer om lammers reg te kry. Ons sit met 'n ongedierte probleem in die veld. As ons daai verliese vat en ons vat ons verliese van ons droogte, dan stop op 'n punt wat jy moet begin vir jouself sê, maar ons moet begin toemaak. Ons kan nie aanhoudend teen hierdie verliese werk nie. Uit die aard van die saak, as ons terugkyk op die 8-9 jaar, is dit absoluut genade wat ons gedra het. Daar's niks anders te ry, daar's niks anders wat ons in hierdie situasie kon gered het nie. Absoluut genade. Agri Noordwes is maar 'n provinsiale arm van Agri SA, alhoewel ons autonoom is, ons doen ons eie goed. Ons het in 2013 het ons in ons provinsie geweldige droogtes gehad en toe het Agri Noordwes besluit om in te gryp en te help en te kyk hoe ons boere kan ondersteun om deur die droogte te kom. Ons help vir Noord-Kaap al oor 'n geweldige lang tyd. Manne van die boere is nou al besig, ek dink van 2014 af, 2015 het ons gestig. Die huidige situasie is dat die Noord-Kaap is volgens my inligting maar die provinsie wat huidiglik die meeste droogte het en daarom fokus ons op die Noord-Kaap. Daar is dele van die Noord-Kaap wat vir ons moeilik bereikbaar is, omdat dit net dood eenvoudig te ver is. Ons probeer help in die Noord-Kaap daar waar dit sinvol naby genoeg is aan die voer wat daar wel geskenk word. Ons het in elke provinsie het ons verteenwoordigers wat vir ons raad gee oor wat in die provinsie in die gang is. Daar is gebiede wat regtig vir jare nog nie reën gehad het nie. Daar is gebiede waar boerderye gestop is, waar boerderye vernietig is, waar boerderyeenhede vernietig is. As gevolg van die feit dat dit net nie meer reën nie. En dit klink vir mense altyd so maklik om te sê maar koop voer. Jy weet, dis ongelooflik duur. Die vervoer van die voer wat ons skuif is baie keer duurder, meer werd as wat die voer self is. Vandag het ek afgesonder om net te kom dankie sê vir julle wat vir ons hoop bring. Die voer is 1% van wat ons elke maand gooi, maar dit gaan glad nie oor die voer nie. Dit gaan oor dat ons weet in Suid-Afrika is daar mense wat vir ons omgee en wat vir ons wil help. Ek en Susan net 2 weke terug sommer so saam gesit en koffie drink en toe het ons maar net gewonder hoekom kan ons nie met 'n boksprojek begin nie en binne 2 weke is hierdie projek geloods. Dit is ongelooflik hoe die mense se harte net oopgegaan het en ek wil net weer sê ons het nie idee wat hierdie mense deurgaan nie. Maar ons harte is oop vir hulle. Elke boks is met liefde gepak. Ons het maar begin op die sosiale media. Dit het net al groter en groter geword. Boervrouens het net saamgestaan en net gegee en as ons gesien is skole, as ons sien is dit kerke, individue en ons het gebid vir 100 en toe sien die Here ons met oor die 400 bokse. So ons kan die Here net al die eer gee en vir elkeen baie baie dankie sê. Die skenkers, baie van die skenkers sal vir jou sê, hulle is gemotiveer, hulle voel die Here sê, stuur vir die ouens die voer. Ons weet dit is waar, want ons bid daarvoor, ons bid, Here gee vir ons oplossing, stuur vir ons reën. Partykeer kom reën nie in die fisiese vorm van reën nie, maar daar kom voer. So ons spot altyd as reën wat pad langs kom, so reën wat pad langs kom het vir ons baie uitkoms gebring. Finansiëel voel ons is baie jare terug gesit as gevolg van die droogte. Maar ons hou moed, ons vertrou op die Here en ons glo dit sal weer herstel. Ons het hierdie voerskenkings gehad het.
sal baie boere vir ons al tot niet gewees het. AfriForum het dit nou weer vir ons beskikbaar gemaak dat ons nou weer kan voer kry. Dit is 'n voorreg om al hierdie voere te kry. Regtig waar. Dit is 'n ontsettende voorreg en as ons diere net kan leef, dan sal dit goed gaan met ons. Die droogte hier in Brandley het nogal 'n groot impak op ons boere kry. Baie swaar, 'n mens kan dit sien en op 'n huidige oomblik het ek al met ons kliënte, die boere gepraat en hulle sê die meeste van hulle finansies gaan net vir voer en vir brandstof. Ons sê baie dankie vir die hulp wat ons vandag hier gekry het. Het ons boere is dankbaar vir dit. Dit is maar net so in ons platteland, is dit maar die boere wat die klein dorpies aan die gang hou. Ek meen, dis ons wat kom koop en dis ons werkers wat kom koop. Dis die volgende punt wat ek wil maak. Ons werkers ly daaronder. Ons moet mense aflê wat ons nie meer kan bekostig nie. So dis 'n hele sneeubal effek wat hier gebeur as jy nie in ons posisie is en sonder 'n salaris sit aan die einde van die maand of aan die einde van die jaar. Daar's nie 'n manier wat jy kan aangaan met hoop nie, behalwe soos wat nou hier gebeur. As iemand anders na jou omkyk en dan kom na jou toe en ek sê vir jou, ek wil jou help. Sonder om iets terug te verwag, ons help mekaar en dis waarvoor ons daar is. Ek wil net graag van ons kant af vir die mense daar in die Noord-Kaap. Manne, byt vas, staan vas. Ons gaan julle help so ver ons kan en glo in julle Skepper. Die Here het ons nog nooit teleurgestel nie, al gaan dit hoe sleg. Wonderwerke gebeur elke dag. En ek bid van ons kant af, Sannieshof, vir ons Dalgemeenskap, bid ons saam met julle en ons bid dat God julle sal seën in alles wat julle doen. En dankie dat julle vasbyt. En ons glo en vertrou dat die Here sal voorsien in die goeie reëns wat ons almal smag. Baie sterkte. Alhoewel dele van die Noord-Kaap wel van jaar reën gehad het, is dit steeds nie genoeg om hierdie krisis te bowe te kom nie. Manna vir die boere wat voerskenkings na hierdie gebied moontlik maak, bestaan uit Caring Daisies, AfriForum, SAI, Agri Noordwes, Agri Limpopo en TLISA. Kontak enige van hierdie organisasies of besoek noodfonds.co.za om by te dra. Sedert die wysigingswet op wette op basiese onderwyswette 32 van 2024, beter bekend as die Bella-wet, die eerste keer as wetsontwerp voorgelê is, het AfriForum en ander organisasies rooi ligte sien flits. Hierdie stuk wetgewing hou 'n groot bedreiging vir moedertaalonderrig en spesifiek die voortbestaan van Afrikaanse skole in. Dis veral twee klousules in die wet wat 'n skool se beheerliggaam se reg om oor taal en toelatingsvereistes te besluit wat kommer wek. Bella-wet is 'n konsep wat geskep is om die 1996 Suid-Afrikaanse Skolewet en 1998 se wet op die indiensneming van opvoeders te hersien. Die twee klousules wat natuurlik vir organisasies soos AfriForum die meeste pla, is die gedeeltes wat handel oor die magte van beheerliggame om te besluit oor skole se toelatingsbeleid en taalbeleid. En daar sien ons dat daar groot risiko's is dat skole se taalbeleid letterlik oornag verander kan word en dit is trouwens ook iets wat mense soos Panyaza Lesufi en die Gautengse LER van onderwys, Matomet Cheluani al reeds beloof het. Hulle het gesê ons kan nie dink dat daar nog iets kan wees soos 'n enkel medium Afrikaanse skool nie. Wat dan eintlik die ondergang van Afrikaanse moedertaalonderrig beteken, maar ook beteken dat ander moedertaalonderrig ook in die gedrang gaan kom op die ou einde. So dit is die twee klousules wat vir ons baie kommerwekkend is. Die toelatingsbeleid, omdat ons sien elke jaar is daar letterlik duisende kinders wat in provinsies soos die Wes-Kaap en Gauteng en Natal nie geplaas word nie en daar word eenvoudig nie genoeg skole gebou om aan die behoefte te beantwoord nie. En dan is die gevaar dat skole deur die onderwysdepartement net voller gestop kan word as die beheerliggame nie 'n finale sê daaroor het nie, wat dan die gehalte van onderrig wat kinders in 'n oorvol klas kry natuurlik baie benadeel. Aan die een kant is daar nou die politieke onderhandelinge en regspleging wat verskillende organisasies, insluitend AfriForum en Solidariteit nou beoog. Maar aan die kant van 'n gewone ouer sou ek sê,
'n mens moet baie bedag wees daarop dat die onderwysdepartement nou net die gerugte rondom Bella soms misbruik, nie gebruik nie, om ouers te intimideer en te sê, ons gaan nou iets verander by 'n skool, maar dit is in terme van die nuwe wet. Ek sou wou hê dat my kinders eerder in hulle moedertaal nuwe begrippe aanleer en die wetenskap waarin hulle eendag gaan spesialiseer, bemeester in hulle moedertaal en van daar kan hulle dit toepas in enige taal. Die hoë standaard van onderrig in Afrikaanse skole het minder met Afrikaans te doen en het meer met die feit dat dit moedertaalonderrig is. Dit het daarmee te doen. Dit gaan daaroor dat jou kind kan leer in die taal waarin hulle verken en waarin hulle droom. En ek dink as 'n mens skole kan oprig reg oor die land wat moedertaalonderrig gee, dan gaan hulle prestasie ook verbeter. Ek dink die belangrikste ding is om seker te maak wat die wet regtig bepaal en as jy sukkel om sekerheid te kry, kontak 'n instelling soos AfriForum en laat ons sê of wat nou genoem word inderdaad is wat bepaal word deur die wet. Dan verder om net seker te maak dat skole en ouers hou by die voorskrifte, maar dit beteken nie dat jy nie daarteen kan beswaar maak nie. En ek dink voorbeelde van waar die wet misbruik word is vir ons ook baie handig, want dit kan ons ook gebruik in ons regsaksie om gewig aan ons argumente te gee. Callie Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, sluit vandag by ons aan om te praat oor die Bella-wet. Baie welkom, Callie. Nee, baie dankie Martinus, lekker om met jou te gesels. Callie, hoekom is AfriForum teen die Bella-wet gekant? Wel, ek dink die Bella-wet is eintlik sedert 1994 die grootste bedreiging vir Afrikaners, maar ook die breër Afrikaanse gemeenskap se kulturele voortbestaan. Afrikaanse skole, veral omdat Afrikaners nie tradisionele gebiede het waar taal en kultuur floreer nie. Dit funksioneer binne die gemeenskappe waar ons permanent woonagtig is. En Afrikaanse skole speel daardie bindende rol binne die gemeenskappe. Kultuuroordrag vind daar plaas. So om Afrikaanse skole te teiken, en dis inderdaad wat Bella doen, hè. Dis nie ons wat nou oordramatiseer nie. Mens luister wat sê ANC leiers, Panjasa Lesufi, wat die premier van Gauteng is, sy LER Matome Cheluane, is baie uitgesproke, dat daar nie plek vir 'n enkel medium Afrikaanse skool in Gauteng is nie. En die ideologie loop natuurlik ook baie wyer na 'n hele klomp ander provinsies toe. Om die waarheid te sê, Panjasa Lesufi het Soltech, wat Afrikaanse ambagsopleiding doen binne die Solidariteit beweging, het dit begin, en dit is privaat, die staat gee nie 'n sent daarvoor nie, maar hy het dit selfs nodig geag om te sê, daar's nie ruimte vir so 'n Afrikaanse instelling nie. So ons weet wat die politieke motief is, en as mens gaan kyk na wat die bewoording van die wet sê dit baie duidelik dat die laaste besluit, of die finale besluit oor 'n skool se taalbeleid, lê by een persoon, en dit is die hoof van onderwys in 'n bepaalde provinsie. So wat jy doen is absoluut ondemokraties. Die laagste of grondvlak demokrasie is skoolbeheerliggame. So jy vat die mag weg by skoolbeheerliggame, jy gee dit vir 'n ontplooide kader van die ANC wat daar in 'n pos sit, en as jy daarteen appeleer, dan gaan dit na die LER toe. So jy gaan eintlik nou hier in Gauteng na Cheluane toe moet appeleer, wat klaar gesê daar hoort nie iets soos 'n Afrikaanse skool nie. So Bella is 'n baie gevaarlike wet, en dis nie maar net nog 'n wet waarteen ons staan nie, omdat skole so 'n sentrale rol speel, bedreig dit eintlik ons kulturele voortbestaan. Hoe en waar het AfriForum teen die Bella-wet opgetree? Nou AfriForum het al vir jare, want hierdie stuk wetgewing is al vir jare gedebatteer in die parlement. Daar was openbare verhore waar ons baie sterk standpunt ingeneem het, voorleggings gemaak het. Ons weet daardie voorleggings, die meeste van hulle was teen die Bella wetsontwerp daai tyd, maar die parlement het dit doeteenvoudig, onderwyskomitee het dit doeteenvoudig geïgnoreer, dit deurgedruk, by die nasionale raad van provinsies is dit deurgedruk, en toe dit by die president gekom, toe het ons weer
bepaalde drukmeganismes toegepas om dit te probeer stop daardeur. Die president het vir my persoonlik en vir Dirk Herman van Solidariteit ook gebel. Baie mooi stories. Ons het toe vir hom die erns van die saak gesê. Ons het vir hom gesê, hierdie is 'n aanslag op ons kulturele voortbestaan. En om ons posisie te versterk benewens hierdie voorleggings wat ons gemaak het, het ons ook ons regspan in gereedheid gekry om dit in die howe te gaan beveg. En dan die ander punt is om te wys, ons is nie maar net 'n paar mensies wat een kant kla nie. Daar's 'n wesenlike bekommernis by Afrikaners en Afrikaanssprekendes. En ons het toe 'n optog gehou by die Voortrekker Monument. Die mense wat hierna luister sal dit waarskynlik onthou. Dis die Oranje optog. Ons bloed was daai dag oranje. En dit was die grootste optog vanuit die Afrikaanse wêreld sedert 1994. So dit wys eintlik hoe sterk mense voel. Die stap wat ons gedoen het is na die promulgering. Die president teken dit, dan gaan dit vir promulgering. Nou wat dit beteken eintlik is beide die minister van die betrokke departement en die president moet teken en dan word dit in die Staatskoerant gepubliseer om te sê van wanneer af dit geïmplementeer word. En ons glo beide die minister van basiese onderwys en die president het irrasioneel opgetree. Wat Bella betref vir die komende jaar, daar's deurlopende onderhandelinge wat daar plaasvind, maar uiteindelik glo ons die wet op sigself is gebrekkig. En ons sal daarna moet kyk. Die ANC is huiwerig om dit te doen en ons hoop die FSA besoek het ten minste vir hulle gesê julle word dopgehou. In watter mate dit druk op hulle sal plaas om dit wel te doen, dit weet mens nie, maar wat mens wel kan sê, die verhoogde druk ook vanuit die FSA versterk ons onderhandelingsposisie en ons is vasberade om dit so goed moontlik te benut. Callie, baie dankie vir jou insigte vandag. Ja, baie dankie Martinus, wat lekker om met jou te gesels. Okay. Ons is net hierna terug. As jy van die films en die soet gehou het, het ons vir jou baie goeie nuus. Na 13 jaar bring ons die fliek terug, hierdie keer as 'n musiekblyspel. Ons gaan sing, ons gaan dans en ons gaan dalk weghardloop van die vark en jy gaan huil van die lag. Dis 'n belewenis wat jy nie wil misloop nie. Semi-Soet, die musiekblyspel, is op die planke by die Afriforum Theater vanaf die 7de Mei, so koop jou kaartjies en kom deel in die pret saam met ons. William Pieter Estreisen kan met reg beskou word as Suid-Afrika se komedie-ikone. Hierdie twee broers het menige kyker van oud tot jonk al sedert die 1980s laat skaterlag met die karakters wat hulle geskep het vir reekse soos Orkney Snorkney, Vetkoekpaleis, Molly en Wors en Huis Lelieveld. Hierdie twee broers se hande staan vir niks verkeerd nie. Van kameraman, draaiboek skryf tot vervaardiger. Hulle weet wat dit vat om dinge voor en agter die skerms te laat werk. Toe ons kinders was daar glad nie TV nie. Ons het flieks by die driving gaan kyk in Orkney. En ek het geweet van kleins af ek wil graag flieks maak of in dit wees of al twee. Net nie geweet hoe om dit te doen nie. My maat het my gesê na matriek, wat wil jy doen? Sê ek nee, wel, ek wil op die verhoog wees, toe daar in die huisgenote artikel oor kruik ballet. En dan word betaal, salaris. Sê ek, wel, dan gaan ek ballet. Snaaks genoeg, dit leer vir jou ritme en al daai goed wat jy later in jou skryf en spel gebruik. En toe het ek natuurlik in Engeland gaan drama swat, want ek wou nie army toe gaan nie. Met my was dit 'n bietjie anderste. Ook van flieks gehou. Cowboy flieks was my gunsteling geweest. Maar ek het nie regtig in die kunste belang gestel of idees gehad oor my toekoms nie. Soveel so dat ek ook in die weermag was na universiteit, nog steeds nie geweet wat ek gaan doen nie. Gaan ek maar Marion Eiland toe vir 'n jaar om te kyk of ek helderheid kan kry oor my toekoms. Kom terug, hier wil ek company gestig, Westel Video Film Productions. En terwyl ek toe 3 maande niks het om te doen in Johannesburg nie, wat ek nou wag, toe sê hy vir my, wil ek hom nie help nie. Ons het van die begin af, omdat ons nie beïnvloed is of geïndoktrineer was deur enige iemand se sienswyse nie. Ons het gesê, daar's net
een mens vir wie ons films maak, of reekse maak, of programme. Dis ons customer, ons kyker. Ons kry ons idees waar? Ons suig dit uit ons duime uit. Ons wil net mense laat lag en as mense lag is ek happy. Jy weet, dit is nie maklik nie. Die enigste rede hoekom ons nog voortbestaan is omdat dit 'n familiebesigheid is en 'n familiebesigheid het nie 'n keuse nie. Hy moet werk. Nou heel eers het ons op 1 duim masjiene gewerk wat so groot is soos 3 vrieskaste. En die kameras was so groot soos 'n Volkswagen. Ons is gelukkig met ons doen want kyk hoe word ons waardeer. Nou Saterdag aand ook in hierdie teater. Hy was volgeprop en die mense kom kyk nie na vertoning nie, hulle kom kyk hoe 'n televisieprogram gemaak word. En hy's volgeprop. En dankie Vader, hulle betaal vir hulle sitplekke want dit help ons om dit te kan doen want weet deesdae is daar nie meer geld om hierdie tipe ding te doen nie en niemand anders te neem voor 'n gehoor op nie omdat dit te duur is. En as jy weet ons kan hierdie teater hier vir 'n week vir dieselfde prys as wat jy 'n studio hier vir 'n uur. Dank die Vader vir AfriForum. Want hier het ons skielik AfriForum TV waarvoor ons kan skryf sonder om gesensor te word. Ons kan sê soos ons kerk se mense by die huis praat. En dit is hoekom hierdie Vetkoekpaleis 3 wat ons nou doen so suksesvol is. Die mense lag hulle pap. Want vir die eerste keer kan ons sê wat ons wil, want hierdie karakters kan enigiets sê. Pieter het geleer edit, hy's 'n fantastiese editor. Ek kan ook edit en ek kan color grading doen. Ons albei is kameramanne. Ons doen die kamerawerk self op meeste van ons ander produksies. My seun skryf die musiek en hy doen die klank en hy neem die klank op en weet ons hele maatskappy bestaan uit myself, Pieter en my seun en dan die make-up word deur sy vrou gedoen. So ons hou dit in die familie. Dis hoekom ek sê 'n familie staan saam en hy moet oorleef. En ons trek nie ons neuse op as ons nie 'n helse budget kan kry vir 'n prestige produksie nie. Maar dit was vir my so lekker toe op by AfriForum se gebou oploop, dan staan daar op die trappies, ons doen dit self. Daar's hy. En toe ek daai lese sien, toe dink ek, "Jessie, ek voel tuis hier." Ja. Hierdie is almal splinternuwe stories en is Vetkoekpaleis 2025. En die enigste ding wat hulle kan verwag is om verskriklik lekker te lag. Ons maak dit nou klaar. Die einde van hierdie maand is al 10 episodes klaar en dan redigeer ons en lewer af miskien oor 'n maand of so. So ons is reg vir julle in Mei. Hou gerus AfriForum TV se sosiale media blaaie dop oor wanneer hierdie splinternuwe Vetkoekpaleis reeks gekyk kan word. Dit is dan al vir hierdie episode. Skakel gerus later vanjaar weer by ons in om te sien waarmee AfriForum doenig is.